Een van die goed wat die lekkerste in die veld vir my is die feit dat ek so 'n romantiese gevoel kry want ek weet hier's groot wild. Nou hier's baie tekens hier buite wat ons 'n indikasie gee dat daai wild wel hier rondloop. So wat ons vandag gaan doen, ons gaan bietjie in die veld stap, bietjie in die veld ry en ons gaan rondkyk en seker maak ons kry van hierdie tekens. En ons kan 'n bietjie interpretasie doen omtrent hulle en dan later vandag gaan ons 'n gids gebruik wat besig is om sy stapkwalifikasie te kry en te ontwikkel en hy gaan vir ons wys hoe hy ingestel is op al hierdie tekens. Altyd interessant, mooi droë rivierloop hierso, mooi groot bome. Mens kry altyd daai gevoel dat hier iets moet wees. Ons gaan 'n bietjie daar in die rivier en kyk of ons dalk iets interessants daar sien nie. Ek sien 'n ou plek waar olifante gegrawe het vir water, as 'n olifant mis 'n paar spore. So kom ons gebruik hierdie geleentheid om bietjie te kyk na die voetstruktuur van 'n olifant. Die voorvoete van 'n olifant en meeste diere in hierdie geval is gewoonlik groter en ronder. En die prinsip agter dit is dat die gewig daar sit, die kop, die tande, die slurp, die skouers, die bors, die gewig van meeste diere sit voor in die voorste derde van hulle liggaam. In die geval van die Afrika olifant, die grootste landsoogdier, is die gewig wat die pote moet dra enorm. 'n Groot bul moet soveel as 1500 kg per poot dra. Hulle is egter gebou daarvoor. Olifante loop eintlik op die punte van hulle tone en daar is 'n sagte sponsagtige massa onder die voetbene wat as kussing vir die pote dien wanneer hulle loop. Iets anders wat ook interessant is, as jy 'n deursnee van die voorvoet vat en in hierdie geval is dit miskien 35-40 cm en jy maal dit met 7, dan kry jy min of meer 'n skouerhoogte van die olifant. In hierdie geval was die olifant wat deur die rivierbedding geloop het om en by 2.5 meter hoog. Ons is hier saam met Mark vandag. Mark is besig om sy stapkwalifikasie te kry vir die Veldgidsassosiasie van Suid-Afrika. En ons gaan 'n bietjie in die bos stap, kyk of ons op groot wild kan afkom. Die hele idee agter die assessering is om te kyk hoe hy dit hanteer, hoe hy in 'n groot wild situasie inbeweeg en hoe hy dan weer uitbeweeg. Die hele idee is om onopgemerk nader te gaan tot by 'n veilige plek van waar jy na die diere kan kyk. Ons weet byvoorbeeld deur na die nat kolle in die spoor van die olifantbil te kyk dat hy waarskynlik in mast is. Alhoewel olifante in die toestand bekend is vir hul aggressie, kan 'n ervare gids hierdie situasie hanteer sonder dat mens of dier bedreig word. So Mark, we can obviously see from here that it's a breeding herd. A couple of youngsters and things there. How are you going to handle that differently, or are you going to handle it the same? Yeah, no, with a breeding herd, obviously like it's a bull and must, you've got to be a little bit more wary of, maybe give them a little bit more room just to be comfortable with. So we're going to approach using cover and just keep our distance from them. Nadat ons vasgestel het dat die wind in ons guns was, het ons besluit op 'n roete met baie dekking in die vorm van rye bos, termiethope en groot bome. Dit het ons by 'n veilige uitkykpunt gebring. Ons staan nou hier bo op die termiethoop. Dit is altyd belangrik as jy in die veld stap om uit te kyk vir wat ons noem veilige grond. Daai klas van goed is belangrike dinge wat die hele tyd en konstant deur 'n mens se kop moet gaan, dat jy kan seker maak jy het iewers heen waar jy kan beweeg en jouself kan versteek van die diere af as jy moet. Ons het 'n renosterbul gekry. Ons is baie gelukkig. Maar die indikasies was alles daar gewees. Dit was die renostervoeltjies wat ons daartoe gelei het. Ons het gestap, renostervoeltjies gehoor. Ons het om kyk wat aangaan op die termiethoop geklim. En daar staan die renoster daar. Ons was baie gelukkig gewees. Nou dit is net weer eens belangrik, veral as jy in digte bos stap, om vir hierdie tekens te luister en uit te kyk. En 'n mens kan dit partykeer baie effektief gebruik om jou 'n indikasie te gee van die teenwoordigheid van iets in die bos lank voordat jy daar gekom het. En dit is wat 'n goeie gids kan doen. Hy maak gebruik van al die tekens om hom te help om diere te kry. En dis 'n uitstekende geleentheid hierdie. Die renoster is ontspanne, ons is ontspanne, ons is hier op veilige grond. Die wind is in ons guns. Hy kan ons nie hoor sien of ryk op hierdie stadium nie. Almal is gelukkig, so ons gaan hom net so los en ons gaan wegstap. Some